Baie welkom by Vanaand se studie. Ons is by Openbaring 12. En ek het vir julle genoem, dis eintlik waar ek wou begin het, maar ek wou die eerste 11 hoofstukke doen sodat u verstaan dat mens lees Openbaring regtig van 1 na 22, maar dat ons verstaan dat die eerste 11 hoofstukke van Openbaring bestaan uit die aardse stryd. Die kinders van die Here, die gelowiges, het 'n aardse stryd. En ons het gesien hoe dit lyk. Dis fisies. Jy kom agter, dit raak die natuur. Dit raak 7 gemeentes op aarde met adresse reg oor die wêreld. Die wêreldwye kerk. Dis die eerste idee wat ons kry, dis 'n aardse stryd. Elke gemeente is in stryd. Ons kom agter die koninkryk van God word vanuit die hemel regeer. As ons kyk van Openbaring 4 af, dan sien ons die aardse koninkryk het 'n koning in die hemel. En hy regeer vanuit daardie troonsaal. Ons sien dit raak, Openbaring 4:5 gee vir ons dit, en as Christus die lam van God die seels oopmaak en vir ons die wêreldgeskiedenis illustreer, dan wys hy vir ons, hy weet wat gaan gebeur. So hy weet wat was, hy weet wat is, en hy herinner ons, daar is 'n wat kom, en hy weet dit ook. Wat is die uur, hoe laat kom hy? Nee, die Vader weet. Ek praat van die wederkoms. Hoe laat kom die Here Jesus? Hy kom wanneer die Vader sê, dis nou. Goed. Ons het gesien in die laaste hoofstuk, en ek wil hê jy moet dit weer onthou, die 11de hoofstuk gee vir ons saam met hoofstuk 10, onthou saam met 10 en 11 het ons gesien, daar is 'n vervolging van die kerk. Ons het gekyk na die 2 getuies. Die 2 getuies het verkondig en hulle was in vervolging. Dit word vanaand weer gesê. En daarom is ons by deel, Openbaring 1 tot 3 was deel 1, Openbaring 4 vers 1 tot 8 vers 1 is deel 2, Openbaring 8 vers 2 tot 11 is deel 3, vanaand is deel 4 van 7 dele. En ons begin met deel 4. Nou deel 4 vertel presies dieselfde geskiedenis as wat deel 1 vertel het. Dieselfde geskiedenis as wat deel 2 vertel het. Dieselfde geskiedenis as wat deel 3 vertel het. En elke deel het sy bepaalde fokus, maar dis dieselfde geskiedenis. Maar nou is die fokus nie net in terme van wat word op gefokus nie, maar die karakter van die stryd verander ook nou. Ons het 'n aardse karakter gesien, nou gaan ons die geestelike karakter sien van hierdie stryd. En wat sê Efesiërs 6? En dit bly die agtergrond van die teks. Die apostel Paulus praat oor ons stryd. En hy sê ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen wie? Teen die bose geeste in die lig. Nou onthou die woorde boos en gees en in die lig. Teenoor op die aarde wat vlees en bloed is en rondloop. Nou, wie het al gehoor van 'n demoon? Van 'n demoon. Wie het al gehoor van 'n demoon? En van demone? Of anders gestel, van duiwels. Wie het al van duiwels gehoor? Ja, demone is duiwels. Reg, heeltemal korrek. Hoekom? Want hulle is trawante wat saam met die duiwel arbei. Vanaand kry ons so ietsie daaroor ook in hierdie 12de hoofstuk. Word 'n engel beskou as 'n figuur of 'n wese soos u en ek, vlees en bloed? Word 'n engel beskou as iets met vlees en bloed? Nee, geestelike wese. Goed, so jy gaan nou van engele hoor, jy gaan van die Satan self hoor, wat ook 'n engel is, en jy gaan hoor van die kerk, jy gaan hoor van verskeie, ek noem dit spelers. As mens na 'n storie of 'n verhaal kyk, dan word die karakters vir 'n mens oopgemaak deur, in die inleiding sien jy hierdie karakter, dan die volgende karakter, dan nog 'n karakter. Hoofstuk 12 en 13 is die karakteropenbaring. Daarom het ek die titel op die uitgedeelde blad gegee, die geestelike stryd word gestel. Die geestelike stryd word gestel. So ons, as jy net hoofstuk 12 gelees het,
en jy voeg net 13 by, het jy genoeg gelees om te weet, daar is baie moeilikheid beskikbaar op 'n geestelike vlak in hierdie wêreld. En dit weet ons. En dis wat hierdie gedeelte vanaand gee. So, dit is basies die inleiding van die tweede deel, maar dit is 'n bevestiging van wat alreeds gesê is, en ons word net weer herinner, waarmee is ons besig? Nog steeds. Die boek het nou vir ons 11 van 12 tot 14, gaan die vierde deel wees van die boek, en dis wat ons vanaand gaan doen. Ek gaan vanaand net tot by 13 vers 10 probeer kom. Ek het my nie meer geskryf as dit nie, so ek gaan net tot daar werk, as ek tot daar kan uitkom. Die teks is nie so moeilik nie. En die 13de hoofstuk van Openbaring is seker die mees geleese hoofstuk, die hoofstuk met die meeste vraagtekens in mense se Bybel, en party skeer hom sommer uit, want hulle sê, hierdie kan ons nie verstaan nie. Is dit waar? Sê die moeilikste hoofstuk in die Bybel, 13. Wat is dan met 13de hoofstuk? Moet hy in die Bybel staan? Vir die wat bygelowig is. Nee, hy moet daar staan. Reg. Moenie aan die syferwerk kyk en sê, aarde, dit is 'n 13de hoofstuk. Moet 'n ongelukkige hoofstuk wees nie, dit is nie. Kom ons kyk na hoofstuk 12. Die struktuur van hierdie hele hoofstuk is dat ons kyk eers wie sien Johannes. Johannes kry weer 'n visioen. Hoe weet ek dit? Hoe weet ek hy kry 'n visioen? En dat dit nie letterlik is nie, dat dit net 'n beeld is wat hy sien. Wat is die teken in die teks? Ek het gesien 'n teken. Ek het gesien 'n teken. Goed. Vers 1. En 'n groot teken het in die hemel verskyn, 'n vrou, merk daardie woord, 'n vrou, wat met die son bekleed was, en die maan was onder haar voete, en op haar hoof 'n kroon van 12 sterre, en sy was swanger, merk dit, en sy was swanger, en het uitgeroep in haar wee en barensnood. Kom ons kyk na hierdie vrou. Dis die eerste karakter wat ons raak lees. Die vrou. Wie is sy? Wil jy raai? Die kerk. Dis 'n goeie raaiskoot. Dis presies reg. Hoekom sê ons dis die kerk? Want die woord wat kerk beteken in die Grieks is ekklesia. En raai watter geslag is daai woord in Grieks? Vroulik. In die Ou Testamentiese taal word die kerk baie maal beskryf as vroulik. Hosea hoor, julle is 'n hoervrou. Met ander woorde, 'n ontroue vrou, wat nie haar man eer nie. En op verskeie plekke sê die Here, Israel, julle is my volk, en dan is sy vroulik, kerk in die Ou Testament. En hy beskou homself as die bruidegom alreeds in die Ou Testament. So dis nie nuwe nuus dat die kerk 'n vrou moet wees. Ons het al Ou Testamentiese prentjies daarvan alreeds gehad en ons kry dit steeds. En as ons in die Nuwe Testament kom, dan word die bruidegom karakter nog steeds bevestig. Ons sien in Efesiërs 5, waar gepraat word oor die huwelik, word gesê, manne, julle moet aan julle vroue nie onderdanig wees nie. Ek dink aan die vrou se teks. Manne, julle moet julle vroue lief hê. Soos wie? Soos Christus die kerk liefhet. Want hy, die man, moet sy lewe opoffer vir haar, sy bruid, soos Christus sy lewe opgeoffer het vir haar, die kerk. Hoor mooi, dis die prentjie wat Jesus stel, dis die prentjie wat die Ou Testament ook impliseer, en in die Nuwe Testament klink dit nie anders nie, en raai hoe lyk die bruid wat neerdal vanuit die hemel? Versier vir God. Hoe het hy haar versier? Lees Openbaring 21, dis hoe dit daar vir ons staan.
So wanneer die belangrikste persoon verskyn, is dit die eerste persoon wat verskyn, en wie is sy? Sy is die kerk. En vir wie is sy kosbaar? Vir God, reg. Dis Jesus of God. Dis vir God wat sy kosbaar is. En wie versier haar dan? Want hoe lyk sy? Sy's mooi, kyk mooi. 'n Vrou wat met die son bekleed was, hoor die heerlikheid. En die maan was onder haar voete, sy heers. En op haar hoof is 'n kroon, jy het net 'n kroon as jy heers. En is 'n kroon van 12 sterre. Nou die 12 is altyd 'n volledige getal, en die 12 dui altyd, as dit gaan oor die kerk, oor wat? Stamme, apostels. Dis 'n tema wat ons reg deur die Bybel, reg deur Openbaring veral sien, dat wanneer die 12 aan die kerk verbind word, dit menige male wys na die volle tydperk wat die kerk bestaan. Die kerk het nie eers begin bestaan in die Nuwe Testament nie. Die kerk het reeds bestaan sedert wie? Die skepping. Wie was die eerste bruidegom? Die een wat sy bruid moes beskerm en hy kon nie. Adam. En die regte bruidegom, Jesus, moes die Adam word wat die eerste Adam vervang het as die volmaakte Adam. Die Nuwe Testament praat van 'n tweede Adam. Goed, so moenie dink die kerk begin eers in die Nuwe Testament nie. Moet nooit die gedagte hê nie. Die kerk begin in die tuin van Eden. In die tuin van Eden. Waar eindig die kerk? In die tuin van Eden. Waar is die tuin? Openbaring 22. Weer op dieselfde plek. So die kerk is van volmaaktheid na volmaaktheid deur hierdie onvolmaakte deel. Die kerk bestaan in ewigheid. Dit is 'n groot tema deur die Bybel. Ons kan nie dit mis nie. Dis amper 'n studie by homself. Jy kan nêrens die kerk nie raak sien nie. Jy kan nêrens die stryd van die kerk nie raak sien nie. Die kerk is oral sigbaar. En sy is die vrou van Openbaring 12 vers 1 en 2. So kyk mooi na haar. Hy sien haar raak, dis wat Johannes sien, en sy's pragtig, sy's die heerser in die hemel. Onthou ek het vir gesê die goue draad van Openbaring is, Christus het oorwin, en die kerk met hom saam. Dit is die tema. Vers 2 het ek gesê, merk, sy was swanger. Sy was swanger, en het uitgeroep in haar wee en barensnood. En wanneer roep jy uit in jou wee en barensnood, vroue? Wanneer gebeur dit? Baie naby aan die geboortetyd. Goed, so hiersoos uit die kerk, uit die vrou, gaan daar 'n geboorte plaasvind. Hoor jy die evangelie? Die klokkies begin lui van die evangelie. Dis die skets wat die skrif vir ons gee. En hierdie is 'n pragtige hoofstuk en prentjie, né? Dis 'n pragtige prentjie hoofstuk oor die hele evangelie. Ons sien dat die Here gee vir ons 'n prentjie van die bruid, die kerk, die vrou. Pragtig, deur hom versier, en daar kom uit haar, uit die saad van die vrou, Genesis 3, kom daar een wat die slang se kop sal vermorsel. Onthou hierdie teks, Genesis 3, hier sal die belofte is, in 3 vers 15, dat die slang 'n vyand sal hê uit die saad van die vrou, en daardie slang sal altyd probeer om hierdie vrou se saad skade te maak. Onthou die teks, Genesis 3 vers 15 speel ook in die agtergrond in hierdie hele teks. So onthou, ons sien die vrou, dis die eerste prentjie, sy is swanger, maar sy is op die einde van die swangerskap, die babietjie gaan gebore word. Nuwe prentjie. Volgende prentjie, begin in vers 3. En 'n ander teken het in die hemel verskyn. En daar was 'n groot vuurrooi draak met 7 koppe en 10 horings, en op sy koppe 7 krone. En sy stert het die derde van die sterre van die hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi.
En die draak het gestaan voor die vrou, wat op die punt was om te baar. Merk dit. Sodat hy haar kind sou verslind, sodra sy gebaar het. Kom stop net eers daar. Kom ons kyk eens wat sien ons. Ons kyk en ons sien saam met Johannes 'n vuurrooi draak. Hoekom is die Bybel so lief vir drake? Weet nie. Vuurrooi draak, want 'n draak was altyd gesien as 'n onheilspellende figuur, né? 'n Vuurrooi draak. Maar kyk hoe lyk hy. 7 koppe, 10 horings en op sy koppe 7 kroon. Hoeveel koppe het hy? 7. En elke kop het 'n wat op? 'n kroon. Wat beteken 'n kroon op 'n kop? Heerskappy. So mag word getoon, maar heerskappy ook. So jy sien 2 dinge. Wat beteken horings altyd? Horings beteken mag. So jy het mag aan die een kant en dit is die kragkomponent van die heerskappy. So hoe meer horings altyd in 'n beeld is, hoe meer mag is daar. Hoe meer koppe daar is met krone op, hoe sterker is die heerskappy. So sien maar net die prentjie, jy kan 20 koppe hê en elkeen 'n kroon op het, is dit groot heerskappy. En as jy baie horings sien, want die horings pas nou nie by hierdie koppe nie. Hoe lyk hierdie ding? As jy die horings moet by mekaar sit, en dis hoekom ons sê, dis nie 'n prentjie wat jy kan teken nie, want hoe gaan hy lyk? Hulle gaan altyd vir jou 'n draak teken met 2 horings. Hulle gaan nooit vir jou 'n draak teken met 'n klomp horings nie, want hoe gaan hy lyk? Hulle wil graag 'n prentjie teken wat jy ken. Nie waar nie? Goed. So moenie vir die mekaar raak met hoe die prentjie nou moet lyk in 'n regte prentjie nie. Die prentjie sê dit. Maak nie saak hoe die draak lyk nie. Hy is magtig. Dis die eerste belangrike ding. Hy het groot mag. 10 horings is 'n getal van volledigheid. Genoeg horings. Maar 7 koppe is baie koppe. En daai heerskappy wat dit verteenwoordig is baie. Nou 7 staan altyd volmaak. Maar het hy die volmaakte? Hy het meer volledig. As ons omken wie hy eintlik is, wie is hierdie draak? Ons kom nou sê wie die draak is. Ek dink jy ken al die draak. Hy word beskryf en hy word verklaar, maar sonder dat ons nou weet wat staan in die volgende tekste, raai ons nog wie hy is, né? By die stadium kyk ons soos Johannes kyk. Ons kyk saam met hom die vers vir vers. So sê hy hom sien, so sê hy wat hy sien. Hy sien hierdie rooi draak. Nou rooi is ook 'n gevaarlike kleur. Dis nie verniet rooi nie. Hy is gevaarlik. Dis 'n gevaarlike kleur. Wat is die kleur van bloed? Vandag gesien. Wat die kleur is bloed? Bloed is rooi. En hy bring baie bloed. Want hy bring baie dood. Hierdie draak is baie gevaarlik. Reg. So rooi pas by hom, want dis wat hy gaan veroorsaak. So ons kyk na sy voorkoms in daardie vers en ons sien dat hy groot is, dat hy rooi is, dat hy heers en dat hy magtig is. En as ek vir julle sê die Satan is al hierdie dinge, sal jy my glo. Hy is gevaarlik en hy is baie magtig. Verseker. Moenie kanse vat met hom nie. Hy is baie magtig. Vers 4 praat van sy stert. Het die derde van die sterre van die hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi. 'n derde van die sterre, gaan gou af na vers 7. 'n derde van die sterre, vers 7 praat van vers 7 tot 9 praat van dieselfde saak wat net hier genoem word so in die verbygang, maar dit verduidelik dit bietjie beter. So vers 7 sê, daar het oorlog in die hemel gekom, Michael, en Michael staan bekend as 'n aartsengel. Ken jy nog 'n naam van 'n aartsengel? Gabriël, het jy al van hom gehoor? Is daar nog?
Ek is seker nie. Ons ken van Gabriël? Raphael is ook een wat bekend is. Goed, daar's 'n Bybelstudie oor engele, Dominee Willem van Skalkwyk het die Bybelstudie geskryf, die boekie. Skaf dit gerus aan. Altyd goed om te lees oor hierdie deel in die Bybel wat oral voorkom. En mense wonder, wat is engele? Gaan lees die boekie. Dominee Willem van Skalkwyk, engele. Hy is beskikbaar in die handel. Goed, wanneer ons kyk nou na hierdie draak, vers 7 tot 9 verduidelik vir ons daar het oorlog gekom in die hemel. Michael is 'n aardsengel en sy engele. Met ander woorde, 'n heerser engel het onderdanige engele gehad en hulle het oorlog gevoer teen wie? Teen, as staan geskrywe, die draak. Uitsa, die vuurrooi draak was dan wat? 'n Engel. Jy moet dit raak lees. Want die draak word vir ons beskryf, hy is vuurrooi, maar hy is eintlik 'n wat? 'n Engel. Maar hy was 'n opstandige engel, soos dit hier staan, en hy was in vyandskap teenoor wie? Want teenoor wie sou hy veg as hy teen daardie engel met die naam van Michael geveg het? Hy het teen God geveg. Hy was in opstand teen God. Wanneer daar 'n geveg is in die hemel, want wie bly in die hemel? God bly daar. Sy engele het oorlog gevoer teen die draak en die draak en sy engele het oorlog gevoer. Daar was dus 2 groepe engele. En hulle kon nie oorwin nie. En hulle plek was in die hemel nie meer te vind nie en die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan wat die hele wêreld verlei is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. Hoeveel daarvan? Sê vers 4. 1/3 van die engele is saam met hom neergewerp. Hoe weet ons wie hy is? Die draak word vir ons nou beskryf in daardie vers wat ek nou net gelees het, vers 9 sê, die groot draak is neergewerp. Wie is hy? Die ou slang, waar het ons hom raak gelees? Genesis 3. Hy word genoem duiwel. Hy word genoem Satan. Name wat die Here self gebruik. So dis 'n bekende figuur. Hy het homself vermom as die slang, maar hy is die duiwel en duiwel is 'n booswig en Satan is sy naam wat hy meestal mee bekend staan. So hier wonder ons nou nie meer wie is hy nie. Ons sien die vuurrooi draak is eintlik wie? Die Satan. Die eerste prentjie was van die vrou wat eintlik die kerk is. Die tweede prentjie is 'n prentjie van die draak wat eintlik die Satan is. En ons lees dat hy moeilikheid gemaak het en 1/3 van die engele is neergewerp. Want sy stert, sê vers 4, ek is nou weer terug by vers 4. Sy stert, sê vers 4, het hierdie sterre meegesleep en hulle op die aarde gegooi. So, hulle is op die aarde. Hoekom is hulle op die aarde? Vers 7 tot 9 het gesê, daar is nie meer plek vir hom in die hemel nie, hy is nie meer welkom daar nie. So, wie is op die aarde? Die Satan en sy demone, sy engele is op die aarde. Hulle is nie in die hemel nie. En wat doen hierdie draak nou? Nou kom die prentjie bymekaar. Ek het die vrou gesien, ek het die draak gesien, en nou sien ek die vrou en die draak in dieselfde prentjie. Wat sien ons? Kyk aan, kyk wat staan daar geskrywe. En die draak het gaan staan voor die vrou, wat op die punt was om te baar. Hoe weet ons sy was op die punt om te baar? Want daar het gestaan, vers 2 sê sy was in barensnood en sy het al uitgeroep in haar wee. So nou word hierdie prentjie bymekaar gesit. En nou kyk ons na die draak wat voor die vrou staan en ons is benoud. Is jy benoud? Wat gaan nou hier gebeur? Ons kyk na die prentjie. Hy het voor haar kom staan want hy was reg, want daar staan in vers 4. Die draak het gaan staan voor die vrou wat op die punt staan was om te vir die vrou wat op die punt staan om te baar, sodat hy haar kind sou verslind, sodat sodra sy gebaar het, hy wou daardie kind doodmaak. Okay.
As Genesis 3 vers 15 sê, en jy sal hom in die hakskeen byt, en hy sal jou kop vermorsel, dan word gesê, daar kom 'n geveg, wat uit die saad van die vrou sou kom. En hy word in Genesis 49 genoem, die een wat die scepter dra. Hy word uiteindelik die een uit die stam van Juda, wat gebore moes word. So die Ou Testamentiese kerk, wat in barensnood was, het gewag vir die vrou se seun wat gebore moes word. Maar die vyandskap het al begin in die tuin. Die vyandskap het al begin by die sondeval. Hoor jy dit? So ons sien hierdie prentjie, is dit 'n ou of 'n nuwe prentjie? O, dis 'n ou prentjie. Wat is hy, Halleluja lied? Bring my die ou tyding. Die tyding van God se heil, die tyding van God se verlossing, het begin toe daar gesê is, vrou, wat het jy gedoen? En so het ons in die lyn afgegaan. Almal het gesê dis hulle nie. Want Adam gesê dis hy nie. Eva gesê dis sy nie. En die slang sê, okay. Dit moes hy wees. En hy kry straf, die vrou kry straf, en die man kry straf. En by die vrou se straf is daar soveel genade, want daarin lê hierdie moederbelofte, wat uitkom by hierdie evangelie boodskap. So die draak staan nou voor die vrou, en hy's reg, hy lek sy lippe af, hy gaan nou verslind die wat hier gebore word. En dan is daar geen geveg meer oor nie. Dan is daar geen stryd meer nie. En wie gaan nou my kop vermorsel? Staan ons daar. Dis waar die evangelie begin. Wie gaan wen? Hierdie brose ou seentjie of hierdie reuse draak? Sjoe. As ek nou moet vra wie sê wie gaan wen? Dan sê almal, ek dink die seentjie staan nie 'n kans nie. Want ons sien nie die hele prentjie nie. Ons sien net die draak en hy wat nou hierdie een wat sy kop gaan vermorsel, wil vernietig en hy kan wat doen? Kom ons kyk. En sy het, vers 5, die manlike kind gebaar, wat al die nasies met 'n ysterscepter sou regeer, en haar kind is weggeruk na God in sy troon. In een vers is die ganse evangelie vertel. Hy's gebore. Maar hy het gekom, lank voor daardie dag, het hy al gekom in 'n voorafskadu. Ons het hom sien kom, in elke geslag was daar een. Is hy dalk die een? Nee, nog nie. Is hy dalk die een? Nee, nog nie. Is hy dalk die een? Nee, nog nie. Maar elke een het probeer om die een af te maai, of te probeer om hom af te maai, en dan kom hy los, dan kom hy los, dan kom hy los, en as 'n vrou, met die naam van Maria, wat swanger geword het, en haar man wou van haar skei, hy wil loskom, die draak wil staan en hy wil doodmaak. Nee, Josef, die gees van God het dit gewerk. Hierdie skaamte saak gaan nie hierdie saak verander nie. Want die Here het dit bewerk. En die Messias is gebore in die volheid van die tyd. En wyse manne uit 'n oostelike streek kom en hulle kom sê vir Herodes, waar is die koning wat gebore is? Waar is die koning wat gebore is? Wat 'n koning? Ek weet nie van 'n koning wat gebore is nie. Ek is die koning. En dan vra hy vir die wetgeleerdes, maar waar sou 'n koning gebore word? O, dis maklik, dit staan geskrywe in Bethlehem. Bethlehem. O. Maar gaan julle dan so lank Bethlehem toe en dan sê vir my waar het julle hom gesien? En hulle kom daar en hulle vind hom en hulle bewys aan hom hulde. Maar die koning, die vuurrooi draak koning,
het mos al die mag. En hy lek sy lippe af, want hy gaan hierdie een opvreet. En hy kry dit nie reg nie. Want daardie wyse manne word in 'n droom gesê, julle gaan met 'n ander pad huis toe, dankie dat julle gekom het. Want die koning sou julle waarskynlik nie goed behandel nie. En hulle stap met 'n ander pad huis toe, en die koning weet nog steeds nie waar is hierdie seun nie. Wie het gewen? Dis 'n ongelooflike stukkie evangelie. En dan, ek sê julle wys, ek sal hierdie koning uitwis, en die draak is nog steeds besig, want hierdie moet Aaron se seun wees, wat almal wat onder 2 jaar is, moet sterf. En dan word die kindertjies doodgemaak deur daai Juda streek, en die ma's huil. Maar een seun is weggeruk, waarheen? Na die woestyn. En hier sien ons dit raak in die laaste verse van hierdie hoofstuk. Kyk mooi. Die stryd word beskrywe. Ek gaan nou so 'n bietjie vorentoe lees. Dan gaan ons nou weer terug gaan by daai vers. Maar vers 6 sê, die vrou het na die woestyn gevlug, waar sy 'n plek het wat deur God gereed gemaak is, dat hulle daar sou onderhou, dat hy hulle daar sou onderhou 1260 dae lank. Merk die getal van die dae, 1260 dae. Onthou die getal 42 maande. Daar's nog, onthou die getal tyd, tye en 'n halwe tyd. Dis alles vasgestelde tye. Maar 1260 dae, hoe lank is dit? So lank as dit God bepaal het. Is dit kort of lank? Dis langerig. Dis langerig. Maar wat staan daar geskrywe? Sy het die seun gebaar en sy kon vlug. Sy kon vlug na die plek waar sy veilig gehou is deur wie? Wie het haar veilig gehou? God het haar veilig gehou. So, hoekom is hierdie vrou so veilig? Want hierdie draak lyk nou regtig gevaarlik. Hoekom kan hierdie vrou so veilig wees? Hoor die evangelie. Hoekom kan die vrou so veilig wees ten spyte van hierdie draak? Want God het hierdie draak oorwin. Hierdie draak het nie al die mag nie. Wie het al die mag? God self. Hierdie draak het baie mag. En sy trawante het baie mag. Maar God het al die mag. En dis hoekom dit lyk asof daar nie 'n wenner kan wees nie. Want 'n babietjie, hoe kan 'n babietjie dit maak? Hoe kan hierdie vrou weerloos en broos dit maak? Want die babietjie is God. Wie is daardie God? Jesus, die Christus. Die slangkop vermorselaar. Die een wat geroep is om die magtige een te wees, die lam van God. Openbaring 5 se lam van God. Die een wat die seels oopgemaak het, Openbaring 6. Daardie selfde Jesus. Dis hy. Hy is hierdie baba. Hy is ook die een wat sê, wat vers 5 sê, wat weggeruk is na God en sy troon. Waar is sy troon? Openbaring 4, Openbaring 5, die troonsaal. Reg. So ons het vers 6. Nou het ons die prentjie en die sien. Ons het die vrou leer ken, ons het die draak leer ken. Ons sien sy vyandskap is geweldig. Nou sien ons hierdie vyandskap is al 'n ou vyandskap. Dis wat vers 7 tot 9 sê wat ek alreeds nou net deurgelees het. Dis 'n ou vyandskap wat ons nou net van ingelig word. Hierdie het lank terug gebeur. En die Satan is besig om op aarde droog te maak so ver hy kan. Hoekom? Wat wil hy ondermyn? God se heerskappy en sy koninkryk. Reg. Nou kyk ons na vers 10.
Toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van ons God geword en die mag van sy Christus, want die aanklaer van ons broeders is neergewerp. Hy wat hulle aanklag voor ons God, wat ons aanklaag voor ons God dag en nag. Toe hierdie daad gebeur het, was daar 'n loflied in die hemel. Daar was 'n loflied. Hoeveel lofliedere het ons gelees? Openbaring 4 het een gehad, 5 het een gehad. En elke keer as die lewende wesens gebuig het die ouderlinge reageer en almal het net gelofprys. God is verheerlik. Hoekom? Want dis wat ons doen as ons sien, maar wie het al reeds gewen? En hier moet u hoor, waar lê die mag van die Satan? Waar lê die mag van die bose en waar lê die mag van die doderyk? Daar is geen mag bo God se mag nie. Want neergewerp staan hier, kyk mooi na die woordeskat van hierdie vers. Vers 10 sê duidelik, nou het die heil beteken verlossing. Nou het die verlossing en die krag en die koningskap. Mooi, die verlossing en die krag. Hoeveel krone het hierdie draak? Hoeveel horings het hy? Wel, hier staan heil en krag en koningskap is wie sin. Wow. Die eiendom van ons God geword, want hy het gesê, hier is nie meer vir jou plek nie, Satan, jy het nie 'n plek in ewigheid nie, daar wag nou net een ding vir jou. Openbaring 20 sê vir ons, dis 'n redelike warm vuur. Dis 'n vuurpoel. Dis 'n oordeelsdag. En die vernietiging van die slang se kop is nog neergeskryf. En hy gaan so gebeur. Die kruis het dit al reeds bewerk. Want hy is nie meer almag. Hy het glad nie almag nie. Hy het glad nooit gehad nie. Hy was 'n engel en 'n engel is 'n geskape wese. Hy was nog nooit almagtig nie. Hy was nog altyd 'n geskape wese, in opstand teen God, nou nog verder verneder en sy krag is verminder. Maar sy krag is nog daar. En hy het die kruisdood as 'n eerste groot hou gekry. Ons gaan na dit kyk in Openbaring 13. Die kruishou, bloedelike, dodelike wond, was gegee. Maar vers 10 baie duidelik, wie die mag. Ons het gesien wie lyk magtig, maar wie het al die mag? Die mag van sy Christus, want die aanklaer is neergewerp. Want dis al wat hy kan doen. Hy kan net aanklaag en hy kan mense bring en sê julle is skuldig. Vers 11. En hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam. Hoe is hy gewen? Hoe is hy oorwin? Deur die bloed van die lam. Deur die woord van hulle getuienis. En hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Deur hulle getuienis, wat is hulle getuienis? Openbaring 11, getuienis. Bloed van die lam. Hulle het hulle lewe nie lief gehad nie, hoekom nie? Want 'n aardse lewe eindig en 'n ewige lewe eindig nie. 'n Aardse lewe eindig en 'n ewige lewe eindig nie, terwyl daar vir die anti-kris, die valse profeet en die draak self wag daar 'n dood. Groot verskil. Die Christelike kerk kan sterf, want ons gaan hemel toe. Die anti-kris en die valse profeet wil nie sterf nie, want hulle gaan nie hemel toe. Daarom vers 12, wees verheug, o hemele en die wat daarin woon, weer die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. En toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou vervolg wat die seentjie gebaar het. Kyk mooi na die vers. Vers 13. Hy het die vrou vervolg. Hoekom? Want hy is nou kwaad. Nou weet hy het nie uit minder tyd en hy is in die laaste tydvak van sy bestaan.
En wat hy nou nog wil doen is, hy wil droog maak so ver hy kan, en vyand, hy wil vernietig so ver hy kan, seermaak so ver hy kan. Hoekom sê Christus van hy is nog altyd 'n leuenaar van die begin af? Hy is nog altyd 'n mensemoordenaar van die begin af. Dis al wat hy is, dis hoekom hy rooi is. Dis al wat hy is. Sy karakter is nie vrolik nie. En ons is op pad na die 31ste Oktober, wat in die ganse westerse wêreld bestaan as 'n verskriklike dag van verheerlik die Satan. En jy sal nie 'n ander aspek van hierdie raak sien nie, want die dood word verheerlik, die duiwel word verheerlik. Dis sy dag. Dis sy dag. En die 31ste Oktober word in die westerse wêreld verskriklik geniet as 'n dag wat ons kinders blootstel aan die duiwel. Dis 'n ongelooflike slegte dag vir die Christelike kerk. En Satanis het op 'n stadium erken hoe dom die Christene is om deel te hê hieraan, want hulle erken dit is hulle dag. Hulle erken dis hulle dag. En almal wat sê ag, dis nie so erg nie, dis maar net heksery en dis maar net duiwelaanbidding en dis maar net ag, dis mooi man. Kyk hoe mooi kan jy aantrek. Die duiwel se karakter was nog nooit een van vrede, liefde en lewe nie. Nog nooit. Hy soek nie vrede nie. Hy soek nie blydskap nie. En hy soek nie om God te verheerlik nie. Hy is God se vyand. En as die kerk hande vat en sê, kom ons verheerlik die Satan, dan is ons met verkeerde goed besig. Oktober maand is so 'n maand. Weet dit maar, ons is in daai week op pad soontoe. Mag die Here elkeen bewaar, en daarom bid ons in die Onse Vader gebed, Here, bewaar ons van die bose. Bewaar ons van die bose, dat ons nie 'n liefde vir die saak van die dood en die doderyk mag openbaar nie. Mag ons nie, want dis ons vyand. Die Bybel praat nie van hom as ons vriend nie. Ons was nog nooit met hom bevriend. Mag ons nooit met hom bevriend raak nie. Hy het vir ons geen goeie idee nie. Niks. Nou daai die vrou wat Satan van die vroue aan. Ja, wat ook al gebeur is lelike goed. Daar's niks mooi nie in die aanbidding wat Satan aanbidding en verwante aanbidding, duiwel aanbidding het regtig alle, en ek kan maar teruggaan. Dis seksueel losbandig. Dis alles wat die Here mooi gemaak het hy verydel. Hy het dit lelik gemaak. Hy het alles wat goed was, het hy gevat en 'n ander weergawe daarvan gegee wat lelik is. Wat afbreekend is, wat nie opbouend is nie. Hy het elke aspek van God se skepping gevat en alles wat oor die mens, waar die mens as die kroon van die skepping gemaak is, het hy dit gevat en so gemaak dat dit die lelikste ding is wat ons God nie meer kan verheerlik nie. Ons kan dit nie doen nie. Maar dit is deel van die gedrag in duiwelaanbidding. Regtig nie 'n plek waar 'n mens moet jouself begewe nie. Maar hoor dit bestaan en hoekom is hy so besig? Want hy is nie lui nie. Hy weet hy het min tyd. Jy weet, naby in die deadline, letterlik, naby in die deadline. Want die lyn is getrek van die dood. En hy weet dit. Hy weet nie hoe laat nie. Niemand weet nie. Hy ook nie. Maar die lyn is getrek. En ons is op pad daarheen. Weet dit. Goed, hy is die hoof van die boosheid self. Dan, die laaste paar verse. So die draak sien, hy is neergewerp op die aarde, vers 13, en hy gaan die vrou nou vervolg, en hy gaan met haar besig bly, en die lewe vir haar hel maak, letterlik hel maak. Maar, sê vers 14, hoor die genade, maar die 2 vlerke van die groot arend is aan die vrou gegee, sodat sy na die woestyn, na haar plek kon vlieg, waar sy uit die gesig van die slang onderhou word, 'n tyd en tye en 'n halwe tyd.
Merk daai frase weer. Jy het nou gelees 42 maande, 1260 dae lank. Onthou dit, dis 'n vaste tyd. Tye en 'n halwe tyd, dis weer 'n vaste tyd. Kyk in watter konteks. Daar's 'n konteks van tyd, 'n vaste tyd wat gegee word vir vervolging. Daar's 'n tyd wat gegee word vir dat jy bewaar word tydens vervolging, maar dat die bose gaan met jou besig wees vir 'n tyd en nou word vir jou tyd gegee waar jy bewaring kry. Maar wie het die vlerke gegee? Die God wat bewaar. En sy kon wegvlieg en sy kon ontsnap. Maar die slang is nie lui nie. En die slang is nie bang nie. Die slang is lus om dood te maak en te vernietig. Kyk na die prentjie. Hy bly, hy kry jou alweer, dan soek hy jou weer, man. Net hy probeer alles. Want hierdie kind moet dood en dan hierdie vrou moet dood en almal wat saam met haar is moet dood. Want uit haar moet hierdie hoop kom wat ons nie soek nie. Dis sy stryd, né? Sy stryd is om die hoop te vernietig. Nou wat doen hy? Uit sy bek, kyk sy mag, né? Kyk sy mag, hier is 'n goeie illustrasie daarvan. Uit sy bek kom water soos 'n rivier agter die vrou aan. En dit word uitgegooi om haar te laat wegvoer deur die rivier. En die aarde het die vrou te hulp gekom. Kyk mooi. Ons het heeltyd die skepping, die heeltyd die geskape werklikheid waaroor God al die mag het. Wat betrokke raak. So, hy kom en hy maak 'n rivier. Wat doen 'n rivier? 'n Rivier is te veel water. Wat doen ek in 'n rivier? Ek moet probeer swem, spartel. Nou is dit vloedwaters. Gaan ek oorleef? Die aarde kom my te hulp. Hoe? En die aarde het die vrou te hulp gekom en die aarde het sy mond oopgemaak en die rivier opgesluk, wat die draak uit sy bek uitgegooi het. En die draak is nie baie gemaklik met hierdie saak nie. Want maak nie saak wat hy doen nie, hy gooi alles na hierdie vrou, hy probeer haar nou verdrink, dat sy net vergaan, en nou kan sy nie vergaan nie, wat gebeur met haar? Ag nee, al die water gaan weg, en sy oorleef. Want die mag van die Skepper God is in sy skepping. Die mag van die Skepper God is in sy skepping, hy het al die mag. Die draak het mag, maar nie al die mag nie. Vers 17, en die draak was vertorend op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge, wat die gebooie van God bewaar, en die getuienis van Jesus Christus hou. En as jy hierdie vers nie elke kort lees nie, sal jy nooit verstaan waarom dit so gaan nie. Teen wie is die duiwel nou eintlik? Hy is teen Christus. Dis sy primêre vyand, want hy weet dis die een wat sy kop vermorsel. En die Christen, die kerk van Jesus Christus in die Nuwe Testament, natuurlik die opvolgers van die kerk van die Ou Testament, is dieselfde kerk, het een saak wat ons aangehoorsaam is, en dit is God se wil. God se wil is in ons hart. Ons het nie meer 'n wet wat buite is nie, ons het 'n wet wat binne is. Ons het die Gees van God ontvang en ons glo met ons hele hart, hele siel en hele verstand dat hierdie God vir wie ek so lief is, my God is. En dat sy seun vir my gesterf het, hy het my gered, hy het my verlos. En daarom het ek hom so lief, dat wat deel is van my geloof? Ek bewaar sy gebooie. As jy my liefhet, bewaar my gebooie, 1 Johannes 2. Soek vir my asseblief die teks waar dit staan presies. Ek dink dis 1 Johannes 2. As jy my liefhet, bewaar my gebooie. Ek dink Johannes 15 het dit ook in. Iemand anders kontroleer Johannes 15 vir my dalk. Ek het nie die teks presies voorberei nie, maar dis waar dit staan. Is hy daar? Ja, dit is 1 Johannes 2. Goed. Daar is die teks. Wat is die versnommer? Vers 3.
In Johannes 2 vers 3 sê, as ons hom liefhet, as ons God liefhet, sal ons sy gebooie bewaar. Ek het nou vry aangehaal dit wat daar staan. As ons God liefhet, sal ons sy gebooie bewaar. So ek is wetsonderdanig uit liefde. Nie om liefde te kry nie, maar omdat ek hom liefhet, is ek wetsonderhoudend. Want die wet van die Here borrel uit my uit. Ek is lief vir God, ek onderhou sy gebooie en ek is lief vir my medemens, want dis wie ek is omdat hy my gered het. Die wet maak vir my sin. Hoe maak mense wat die wet nie van hou nie? Galasiërs 5, 17 tot 19, nee 17 tot 20, of 21. 17 tot 21 sê dit baie duidelik. Veral die verse 19 tot 21 sê baie duidelik hoe sal opstandige gedrag lyk. Gedrag wat sê ek wil nie God ken nie. Ek wil nie in die hemel wees nie, sê die Satan. Ek soek nie iemand wat daar wil wees nie en ons sal juis opstandig wees teen God en sy gebod. En as jy luister na sy gebod, dan soek jy moeilikheid by my, sê die Satan. Want ons soek sy gebod nie. Ons sal nie luister na sy wet nie. En vandag sê mense, ons soek nie die wet nie, ons is nie onder die wet nie. Dis nie wat in die Bybel staan nie. Daar staan, ons is nie meer onder die wet nie, maar staan daar, ons is nie meer lief vir die wet nie. Die wat nie die wet wil gehoorsaam nie en doen net wat hulle wil, het amper nie eers lief vir Jesus nie. En nog minder sy gebooie. Openbaring is baie helder hieroor. Dis die eerste plek waar dit staan nie, maar dit staan juis hier. Die draak was vertorend op die vrou, hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge, en die nakomelinge is die wat gehoorsaam is aan die gebooie van God, en die getuienis van Jesus Christus. Die wet van God en die getuienis van Jesus Christus. Wees 'n getuie, wees 'n wetsgehoorsame burger in die koninkryk van die hemele en jy sal op aarde gehaat word. Jy sal op aarde verag word. Jy sal op aarde nie gereken word as deel van die wat ons van hou nie. En dis nie al nie. Dan maak Johannes sy oë weer oop en hy sien. Nou staan hy op die strand. Openbaring 12 vers 18. En nou sien hy wat? Daar was nie net een dier nie, daar was nog 'n dier. Uiteindelik gaan daar 3 wees. Ons praat van hulle is die onheilige drieheid. Jy kan dit maar neerskryf. Die heilige drie eenheid is die Vader, die Seun en die Heilige Gees, maar die kopie wat die Satan vir homself bewerk het, is die draak, die anti-kris en die valse profeet. Hy moet ook 3 hê. Dat hy daarom net magtig lyk. Is hy magtig? Ja, hy is. Is hy almagtig? Nee, hy is nie. Goed, ek gaan 'n inleiding gee, want ek wil graag die anti-kris en die valse profeet in 1 sessie doen. Maar ek gaan so 'n inleiding gee oor waaroor hierdie 10 versies gaan, wat ons nou in Openbaring 13 kry. Wanneer die anti-kris homself wys, dan lyk hy net soos die draak. Hy het so 'n bietjie karakter anders, eienskappe wat anders is. Maar hy is 'n kopie. Want dis al wat die Satan kan doen, is hy kan kopieer. Hy kan nie skep nie, maar hy kan 'n kopie maak van iets. En jy moet hom raak sien in kopieë. Hy hou van 'n hy is nogal, ek weet nie of hy die oorsprong van kopieermasjiene is nie, maar hy is 'n kopieermeester. Want hy hou daarvan om te sê, maar is dit so? Nee, is nie regtig so, dit is 'n bietjie anders. Want hy hou daarvan om 'n bietjie anders te wees. En hy probeer dit wys met die anti-kris en die valse profeet. Want hulle lyk baie soos God op aarde. Ek herhaal daai frase. Die anti-kris en die valse profeet lyk baie soos God op aarde. Want daar's nie van nie 'n valse profeet nie, want profesie is normaal in godsdiens. En heerskappy is normaal in godsdiens. Want God regeer deur sy ouderlinge en sy konings. En hy het geregeer deur sy konings in die ou tyd ook. En sy profete was altyd daar. En as ons op 'n aardse kerk met groot mag skep, dan lyk ons so.
Lyk dit nie soos die koninkryk van God nie? Ja, dit doen. So wat wil vir ons geskets word? Dat die draak seker maak dat ons 'n godsdienstige saak dryf. Nie net 'n saak wat lyk soos die res van die wêreld wat eintlik soos 'n vyand lyk nie. Hy moet lyk soos 'n vriend. Hy moet aanvaarbaar lyk en hy moet op die oog af lyk soos een wat ek kan volg. Hoe doen hy dit? Hy's 'n meester. Hy's 'n meester met manipulasie. Hy's 'n meester met verdigsels. Hy's 'n meester met vertoon. Niemand sal hom oortref, want hy het regtig die mag. Hy word ook die Angel of Music genoem. Die engel van musiek. Wonder hoekom hy dit gekry het. Maar hy's meesterlik om mooi goed te gebruik om nog beter te lyk. En hy kan hom mooi verdoesel en mooi maak. En ons sien baie van sy boosheid kom deur die kunste. Dis nogal merkwaardig. Iets wat ons almal voorlief is die kunste. Ons is op die estetiese so mooi aangeskakel in hierdie wêreld. Gaan kyk maar in die kuns. Baie van ons boosheid kom uit die kunste. Maar God het dan alles gemaak. Ja, hy het. Maar die ongelowige toegelaat om daar 'n meesterlike impak te hê. Baie van ons dwaal kom uit die kunste. Martin Luther het eers gestudeer in die kunste. En daar het hy baie goed raak gesien. Dit is nogal interessant. En dit het daai staan bekend gestaan as die vakgebied van die wat het hulle dit genoem? Dit het vandag 'n ander betekenis, dat ek die naam vergeet. Maar dit het vandag heeltemal 'n ander betekenis. As jy daardie vakgebied vandag studeer jy nie wat hy gestudeer het nie. Hy het kunste studeer. Ons sal nie vandag baie selfe vakgebied kunste studeer nie. En toe het hy regte gedoen. Goed. Kyk gou vinnig, ek gaan 'n oorsig gee en ek gaan dit weer gee volgende week. Daar kom 'n dier uit die see. Kyk na die prentjie. 7 koppe, 10 horings. Hoe lyk die draak? Sien jy die koppie? Sien jy die afskrif? Kom ons maak iemand soos ek lyk, maar hulle kan my nie sien nie, maar hulle kan jou sien. Goed, prentjie. 7 koppe, 10 horings. Ek gaan dit volgende keer verduidelik. Dit is nog steeds mag en dit is nog steeds daardie groot saak, maar wat het hy by? Op sy koppe is daar 'n naam van godslastering. So sy taak in hierdie wêreld is om godsdienstig te wees, maar die regte God te verheerlik, nie die verkeerde een nie. Die regte God in sy oë is die draak self, nie die God van die hemel en aarde nie. So sy taak is godslastering teenoor die God van die hemel. Nie die draak nie. Hy moet die draak verheerlik en God laster. Die dier wat ek gesien het was soos 'n luiperd. Sy pote is soos die van 'n beer. So hy's soos 'n roofdier. En sy lekker sterk pote soos 'n beer se, bek soos die bek van 'n leeu, gevaarlik. En die draak het hom sy krag gegee. En kyk na hierdie dier. Amper soos daardie goed wat uit daardie afgrond uit opkom. Maar die probleem is, hierdie goed is nie ander goed as mense nie. Hierdie is mense. So, dit is 'n menslike organisasie, altyd. Vlees en bloed. Gedryf, wie gee hulle die mag? Kyk mooi. Die krag en dit wat hy kry, kom van waar af? Ja, hulle werk vir die draak. Reg. Die draak gee hulle sy krag. Dis vers 2. Vers 3. En ek het een van sy koppe gesien het of 'n dodelik gewond was en sy dodelike wond is genees. En die hele wêreld het verwonderd agter hierdie dier aangegaan. Daar's een van sy karaktereienskappe. Mag wat opkom, swaar kry en dan weer sterk terugkom. Ha, onderwinnelik. Ons volg jou. Dis een van sy maniere. As in elke geslag 'n anti-kris. Elke geslag het sy anti-kris. En hierdie magtige anti-kriste kom net en kom net en kom net en kom net. Elke eeu het sy anti-kriste. Daar's nie net een nie, daar's baie. Wat beteken die woord anti? Dis 'n tannie, né?
In die ou dae het hulle gepraat van anti? Ja, toe word dit dan nie. Maar anti beteken teen. Dis almal wakker. Anti beteken teen. Teen Christus beteken teen die Christus. So die vyandskap is nooit teen die mens nie, maar teen die Christus. En wat ons baie keer dink is, die anti-Christus is so teen ons. Nee, ons is vir Christus en hulle is teen Christus. So dit is eintlik teen Christus. Maar ons is net in die pad. Dis hoekom ons doodgemaak word. Want ons is net in die pad. Want ons word ook genoem Christene. Ons dra die naam van die gesalfde. Ons is syne. En omdat sy eiendom aan hom behoort, hoort ons nie in die pad te staan nie. En ons behoort te sterf. Hoor jy die verskil? So hoor hoekom die kerk altyd in die moeilikheid is. Want die draak wil die nageslag van wie doodmaak? Van die vrou. En wie is dit? Dis die kerk. So die moeilikheid is baie. En nou is daar mense wat godslasterend optree en dit beteken in hulle geloof aanbid hulle die Satan, nie die God van hemel en aarde nie. En die hele wêreld het agter hierdie dier aangegaan. Dis waar. Vers 4. Hulle het die draak aanbid wat die dier mag gegee het. En die dier aanbid en gesê, wie is aan hierdie dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer? Want niemand kan hom wen nie. Ons is in die wenspan. Almal wil in die wenspan wees. Daarom volg hulle hom maklik. 5. En 'n mond is aan hom gegee wat groot woorde en godslasteringe uitspreek en aan hom is mag gegee om dit 42 maande lank te doen. So nou het ons 3 datums of 3 tydperke. 1260 dae, 12 vers 6. Jy het die tydperk van tyd en 'n halwe tyd, 12 vers 14. En het weer 'n tyd 42 maande. Nou, ek herinner u daaraan. Openbaring 11 het vir u gegee. Openbaring 11 vers 3 sê 2 getuies gaan 1260 dae lank profeteer. In vers 2 sê 42 maande lank gaan hulle getuister word. Kan jy sien dit herhaal? Al wat jy bygekry het is tyd, tye en 'n halwe tyd. Maar het ons steeds die konteks van 42 maande en 1260 dae gekry wat jy gekry het in die 2 getuies. Kan jy hoor is dieselfde goed? Maar nou het jy dit gekry daar in die konteks van vervolging terwyl ons verkondig. Die vyandskap op aarde, hier sien jy die vyand self en die motiewe agter die vyandskap. Kan jy agterkom, hier's 'n verwantskap tussen hierdie twee. Een wys vir ons die motief, die rede, hoekom doen hulle dit? Die ander een sê, hoe gaan hulle dit doen? Een sê hoekom, ander een sê hoe. En ons het klaar die hoe gesien, nou sien ons net die hoekom. En ons het belangrik, vers 6, hy het sy mond oopgemaak en gelast om te laster teen God, en om sy naam en sy tabernakel en die wat in die hemel woon te laster. So die lasteringe wat vir die 42 maande lank gaan plaasvind, sal teen wat alles wees? Alles van God, teen hom, sy naam, sy tabernakel, sy aanbiddingsplek, sy simbole, vat dit maar so, al sy literatuur, al sy simbole, al sy predikers, alles wat God verteenwoordig. So jy sal vind, kerke moet verander, want hulle moet soos die anti-christene lyk. Dit sal gebeur, want dit moet laster. So as die infiltrasie kom en die anti-christ kom en hy sê, kerke, julle moet so lyk, dan sal julle aanvaarbaar wees en sal julle nie vervolg nie. Julle moet net lasterlik wees. Waak teen hierdie ding. Julle moet lasterlik word. Julle moet enige musiek gebruik. Julle moet enige kunsvorm gebruik. Julle moet enigiets doen, want dit mag laster. Dit mag laster. Dit sê die anti-christ. Maar die Christus sê nie. Die anti-christ sê wel. Die Christus nie, maar die anti-christ wel. Kyk na die motiewe. Moenie verbaas wees as dit die manier is
waarop kerke vandag gesê word, julle moet so optree. Die Wêreldraad van Kerke sê, ons het almal besluit, dis hoe ons wil werk. Die Wêreldraad van Kerke is 'n spreekbuis en 'n goeie stelsel van invloed om die kerk van Jesus Christus van binne af uit te hol, tot daar niks meer van Christus oorbly nie. Niks meer nie. Doppe van lastering is sigbaar vandag, waar die Wêreldraad van Kerke besig is om te werk. Dan, die stukkie sluit af. Dis aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin. En aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie. Kyk mooi, hulle het mag gekry. Hulle het mag gekry om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin, en aan hom en hulle is mag gegee oor elke stam en taal en nasie. Jy hoor dit, né? Openbaring 11 speel die af. En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid. Almal wie se name, kyk mooi, wie sal hom aanbid? Almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die lam wat geslag is geskrywe is nie. As iemand 'n oor het, laat hom hoor. As iemand krygsgevangenes maak, gaan hy in krygsgevangenskap. As iemand met die swaard doodmaak, moet hy met die swaard doodgemaak word. Hier is die leidsaamheid in die geloof van die heiliges. Laaste gedagte, daardie vers 8. Wat beteken uitverkiesing? Dis 'n woord wat party groepe in die Christelike geloof nie vanhou nie. Maar hierdie irriterende verse wat in die Bybel moet opgeteken wees en sê, maar wat bedoel jy opgeteken in die boek van die lewe voor die grondlegging van die wêreld? Hoe verklaar jy dit? Daar's nie 'n antwoord nie. Behalwe as jy uitverkiesing glo. Want dis vir die Here leer. Hy sê daar's uitverkies. Openbaring 6 het gesê die getal van die siele moet vol wees. Wat beteken dit anders as daar's 'n uitverkiesing? Elkeen wat moet glo, sal glo. En die wat nie glo nie, sy naam is opgeteken en is nie opgeteken in die boek nie, van die lewe nie, maar opgeteken in die boek van jy sal sterf. So weet dit. Waar lê die troos? So ek sê ek is vinnig hierdeur. Ons gaan dit weer doen. Want hierdie gedeelte is nie behandel in die spoed waarteen hy behandel behoort te word nie. Die prentjies het vir ons gewys hoe lyk die karakter van ons stryd. U het die figure ontmoet vanaand wie hierdie stryd inlei. Daar kom 'n profeet nog by wat in Openbaring 13 verder verduidelik word. En dan sien ons, maar ons het nou reeds gesien daar's 'n merk van Christus. Daar's ook 'n merk van die dier. Daar's 'n merk van Christus en dit gaan saam met jou naam is opgeteken in die boek van die lewe. En as daar 'n merk van die dier, en jou naam is nie opgeteken in die boek van die lewe nie. Daar's twee groepe. Dit bly so. Wat is die troos vir die kerk? Jy gaan nie weg elke aand as jy nie die troos met jy saamvat nie, want die draak lyk so boosaardig en woes. En die vrou lyk so broos en die kind gaan sterf en Christus het oorwin, ongeag van die vyande. En ons gaan huis toe elke aand en ons weet, ons het die vlerke. Ons kan na die woestyn toe vlug. Ons is geborge in Christus. Ons is vasgehou. Openbaring is ons vriend. Is 'n boek van troos. Hierdie boek het net evangelie in. En 'n hoop wat staan tot in ewigheid. Goed. Vanaand se skets halfpad geteken. Ons teken verder volgende week. Enige vrae of opmerking? Ja. Is dit vir Halloween? Ja. Halloween kom van die aand Old Hallows Night. En Halloween was eintlik 'n saints byeenkoms. Dit was juist die byeenkoms wat Martin Luther gesê het, Old Hallows Night moet hulle bymekaar kom, want dis wanneer al die geleerdes bymekaar kom, ons gaan 'n bietjie praat oor hierdie stellinge van 95 wat hy neergeskryf het, en dit moet was teen die deur vasgeslaan. Ons gaan 'n bietjie praat hieroor, want is die Old Hallows Night. Ons gaan bymekaar kom op die 31ste. Want dis wat hulle bymekaar gekom het. En die ding het verander in 'n totale bose ding van toe af. Daai byeenkoms van die Romeinse kerk.
Ja, dis aan die gang. Die oploop na Halloween is nou so 'n romantiese ding. Jy kan Halloween nie mis nie. Ons in Suid-Afrika het ook dit nou al. En ek weet nie waarom nie. Ons het nooit hierdie kultuur gehuldig nie. Maar die Amerikaners is gek daaroor. Ek weet nie of die res van Europa so voel daaroor nie, maar Amerika is bietjie gedoop in hierdie Halloween sousie. Hulle en pompoene is nogal redelik vriende. Veral die sekere pompoen. Hy is mos so oranje pompoen. Hulle sny sy koppie uit en hulle sit wel kersie in en wat noem hulle daai pompoen, weet ons? Wat sê dit? Jack-o'-lantern. Maar dis die lantern by. Dis is die lantern. Ja, Jack-o'-lantern. Dis nou die naampie van die gesiggie wat hulle uitsny die pompoen uit met 'n kers binne of 'n liggie binne. En dan gee ons nou vir die mense ietsie verder. Ja. Hoor die woordjies, hulle sê trick or treat. So jy kan 'n sjokolade kry of 'n trick. Wat is die trick? En ons kinders word daaraan blootgestel. Ja. Ek weet nie hulle bak koeke dat dit verskriklik bly met Halloween. Ja, en kyk nou net mooi die karakter van Halloween. En ek het vir julle gesê, die Satan nie oulik met sy kopieerstelsels nie. Want wat het hy gedoen met die ding? Hy het die duiwel vermom as een of ander vrolike, vriendelike ding. Hy het dit reg gekry dat die duiwel aanvaarbaar is. Hy het dit reg gekry. En hy het 'n hele volk, hy het 'n hele land en nog meer dele in die wêreld beïnvloed om dit reg te kry dat dit so mooi is en so lekker is. Kyk kinders, ons kan speel. Die kinders is besig om met die duiwel te speel. Wow, dis die hele gedagte. Ek wil jy moet luister net na die kritiek teenoor Halloween. Is hoe goed het die duiwel dit reg gekry om die boosheid te vermom na iets vroliks en vriendeliks. Ons ken baie stories met goeie towenaars. Die boosheid is net vermom na iets moois toe. Dis nog steeds dieselfde towenaar wat in hierdie einste boek, Openbaring, verag word en gesê, hulle sal die hemel nie bereik nie. Die Here haat towenaars. Dit sê hy uitdruklik. Towery is afgryslik. Die kerk mag nie daarmee besig bly nie. Tog is die kerk lief vir dit. Mense wat ek sê net maar kerk, want sê genaamde kerkmense. Wat is dit eintlik? Iemand het sê, nou wat is 'n kerkmens? Is iemand wat seker in 'n kerk gebore is? Ja, Lumaler wat sê, jy's bly, jy's nie in 'n garage gebore nie, want anders of dan was jy 'n kar of in 'n bakkery, dan was jy 'n brood. Hy het altyd so gespot oor daai term kerkmens. Want daar bestaan nie so iets nie. Ons is in die kerk omdat ons vanuit Christus nuut gemaak is. Nou is ons kerk. Maar kerk is nie iets sonder Christus nie. En as 'n kerkmens droog maak en nie lyk soos Christus nie, is ons dan van Christus. En dis hoekom ons sukkel om hierdie ding van kerkmense te verstaan. Want ons het nou al 'n hele idee van 'n kerk en 'n kerkmens, iemand wat in 'n kerk gebore is en geslag vir geslag uit kerke kom. Nou moet ons iets wees. Maar wat het die Here Jesus geleer? As jy my liefhet, bewaar my gebooie. Dit sê hy deur Johannes. As jy my liefhet, sê in Johannes 15, bewaar my gebooie. Wees lief vir mekaar en al daardie dinge. Nog 'n opmerking, was dit al? Is daar nog iets? Goed. Ek hoop jy is opgewonde oor Openbaring. Hierdie stukke is baie lekker. Dit word bietjie moeiliker, bietjie later, maar hierdie is die maklike deel.